Amen, amen. Goeiemorgen. Kom ons sluit die oë terwyl ons daar sit. Lord, I will keep my eyes above the waves and I will call upon your name. Here is die roos van Saron. U is die blinke môre ster vanoggend, Here. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die lelie van die dale, die El Shaddai, Jesus, die alles genoegsame God. U is Jehovah Jireh, God our provider, Jehovah Nissi, God our banner, Jehovah Rapha, God our healer, Jehovah Shalom, God our peace. Johannes verklaar U Jesus in Openbaring 5:5, Here, die leeu uit Juda stam die God. Ons eer U vanoggend, Here, vir hierdie voorreg wat ons het om in hierdie plek by mekaar te kom. Here, die woord sê, waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is U in ons midde, Here. En ons heet U welkom vanoggend, soete Heilige Gees. Ons heet U welkom vanoggend, Here, hier as die eregas, Here. Want it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Daar's een naam, Here, waarin ons gered word, Here. Een naam waardeur ons gedoop word, die naam van Jesus, Here. En dankie dat ons weet vanoggend, Here, elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat U is God, Jesus is God en buiten U is daar geen ander nie, Here. Dankie, Here, dankie dat ons deel kan hê aan 2025, Here. Ons besef vanoggend, Here, dis net deur genade, Here. En U woord sê vir ons, my genade is vir julle genoeg, Here. Baie dankie vir hierdie voorreg, Here. Ons kom vanoggend, Here, met nederige harte, Here, en ons wil ons sondes voor U bely, Here. Ons wil vra, Here, vergewe ons, Here. Was ons met die bloed. Reinig ons van alle ongeregtigheid, Here, sodat ons rein voor U sal gaan staan. In Jesus naam, Here. Baie dankie, Here. Aan U, Here, die hoogste eer, die hoogste lof, die hoogste prys en die hoogste aanbidding in Koning Jesus se naam. En dankie dat ons weet, Here, U woord sê vir ons, U gaan ons nooit verlaat, U sal ons nooit begewe, Here. U is saam met ons tot aan die volleinding. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Goeiemôre, julle. Ek kom terug te wees, ons is in 2025, 2024 is verby, Paulus sê, ons vergeet die dinge wat agter ons is, en ons trek ons uit na dit wat voor lê. Jeremia 29:11 sê die woord van God, God sê self vir ons vanoggend, hy sê, die gedagtes wat ek aan gaan die julle koester, is gedagtes van vrede en die onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Lekker om julle te sien hier vanoggend. Ja, kom hier so, oom Leon, dan is die daar, oom Willie, en die best lekker om julle het my surprise vanoggend. Amen. Amen. Behalve hulle is al weg, nee. Amen. Now we've got a special lady in the house this morning. Ouma Hakkel. Amen. Nou my pa het my altyd geleer, hy sê, jy vra nooit vir 'n dame hoe oud is sy nie. So ek gaan nou maar raai vanoggend aan die Hakkel is nie ouer as 21 nie. Sy lyk 21, maar sy het 99 geword hierdie week wat verby is. En ek bid en ek vra die Here, ek sê, Here, asseblief kan ek, wanneer ek 99 is, nog so die brandfees vir U, soos dan die Hakkel is. Amen. Amen. En ons het nou iets van gereël na die tyd hier agter. Ons het nou 99 koeke gaan kry, dis 99 soos 'n koek vir elke ou. So asseblief, julle moet na die tyd agterkom, anders gaan ons koek eet tot volgende jaar. En dan volgende jaar, nee, dan gaan ons haar 100ste verjaarsdag vier. Amen. Deur die genade van die Here. Amen. Ons dien 'n groot God. Ons dien 'n groot God. Antie, baie dankie my boetie. Mag die Here jou bless vir daai stunning lied wat jy gebring het. Ons eer die Here vanoggend. Antie se lied, Jesus sê vir Petrus, wat het hy vir Petrus gesê? Hy sê vir Petrus, klim hierdie skei. Amen. Petrus vra hom hierdie woorde, hy sê, Here, as dit U is, as dit regtig U is, sê vir my dat ek uit hierdie skei klim en na U toe kom. En hy sê vir hom, klim uit die skei. Jy sê, wat ons moet vat vanoggend uit hierdie is, dat ek en jy moet uit die skei van 2024 klim, want 2024 was vir baie van ons miskien nie 'n goeie jaar gewees nie, maar ek is baie opgewonde oor 2025, want ek staan op God se woord, hy sê, die gedagtes wat ek kan gaan jou koester, is gedagtes van vrede en die onheil nie, om jou geseënde 2025 te gee. Dit was vir baie van ons 'n hartseer jaar gewees, 2024, daar was 'n tyd gewees in my eie lewe wat 2024 vir my altyd lekker was nie.
Maar as ek terugkyk, dan sien ek een ry voetspore en dis waar God ons deurgedra en waar ons in 2025 ingedra. En hy is nog steeds hier en hy is al reeds op die einde van 2025 is hy al reeds daar. Amen. Hy is al reeds daar. So wat moet ons begin doen? Ons moet lewe spreek oor 2025. Vergeet die seer, vergeet die lelik van 2024. Hierdie is jou jaar. Jy moet dit spreek in Jesus naam. Ons sien wat gebeur het in Hollywood nou. Ons sien wat gebeur het en ons weet dat die Here God het die duiwel en 'n kwart vir die engele het in die hemel geskop omdat hulle teen hom gerebelleer het. En ons sien wat gebeur in Hollywood. Die godslastering wat plaasgevind het daar. En net die volgende dag toe brand hy mense se huise af. Jy sien, God laat hom nie bespot nie. God laat hom nie bespot nie. Daar's 'n man wat getuig en hulle op YouTube, ek het al gister gekyk, as sy huis staan tussen al die huise wat afgebrand het, staan sy huis en hy eer God, want sy huis is die enigste huis wat nie afgebrand het. 'n Ander man kom met sy huis, sy hele huis het afgebrand, maar sy Bybel het nie gebrand nie. Amen. Moenie God versoek nie. Want hy laat hom nie versoek nie. Amen. Hy laat hom nie versoek nie. Ons dien 'n groot God. Ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is gister, vandag en tot aan al die ewigheid is hy dieselfde. Jy sien die oomblik toe hy sy voet op daardie water sit en hy begin loop terwyl sy oë op Jesus gevestig was. En ek wil vir jou sê, hou jou oë op Jesus gevestig in 2025. En die oomblik toe hy sy oë afval van Jesus af, toe het hy na die water weggesit. En ek dink dit het baie van ons gebeur in 2024. Dat ons het in daai skei geklim, en ons het op daardie water begin loop, maar daar was 'n tyd gewees wat ons oë van Jesus afgehaal het, en ons weggesink het. Maar dan maak hy vir ons 'n belofte in sy woord, hy sê, ek gaan jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê, roep my aan in jou dag van benoudheid, en ek sal jou uittrek, en hy gryp vir Petrus in die hand, en hy lig hom met daardie water uit. En hy kom sit ons voet op 'n vaste rots, wat Jesus Christus is. Amen. Jesus het hom onmiddellik in die hand gegryp, en hom met die water gelig. En Jesus sê vir hom, jou geloof is maar klein. Hy sê vir hom, jou geloof is maar klein. En hy vra vir hom, waarom vertrou jy my nie? Kan ons God vertrou vanoggend? Amen. Ons kan hom vertrou vanoggend. Amen. Dit voel baie keer vir ons of ons nie kan nie, maar ek wil vanoggend vir jou sê dat jy kan God vertrou in elke area van jou lewe. En dan storms kom, dan gaan storms kom. Maar met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Want groter hy binne in my as hy in die wêreld. En die planne wat die vyand teen my en jou loods hierdie jaar, die woord van God sê nou, no weapon formed against us shall prosper. Geen wapen wat teen ons gesmeer word, sal bly staan nie. Waar is hy vanoggend? Hy is onder ons voetsole. Sy kop is al reeds vermorsel. So wat jy doen, jy beklei hom nie, jy het nie nodig om te beklei nie, want hy sal reeds oorwin. Al wat jy doen, jy gee jouself oor aan God en sê, Here, I'm going to let you guide me through 2025. This is my year. Amen? Hierdie is jou jaar. Hy sê, roep my aan jou dag van benoudheid. En ek sal jou uitred. Hy sê, van my oor is nie te doof om te hoor, my arm nie te kort om te help. Hierdie jaar gaan 'n geseënde jaar wees, glo jy dit vanoggend? Amen. Die woord sê wat ons met die tong spreek, wat ons met die mond spreek, sal so wees. Amen. Ons spreek lewe, ons spreek dood, spreek lewe. Spreek lewe in Jesus naam. Hy sê, geseënd sal jy wees in die stad. Hy sê, geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal wees jou bakskottel. Geseënd sal jy wees in Jesus naam. Jou ingang en jou uitgang sal hy afseël met die bloed van Jesus. Amen. Elke tree wat jy sal gee, sal 'n tree in oorwinning wees. Elke woord wat jy sal spreek, dit sal so wees. Amen. En ek wil jou vanoggend wil ek jou bemoedig, dit wat nie is, wat nie al reeds so is, nie spreek dit asof dit al reeds so is.
hy sê vanoggend vir jou. Ek wil jy moet baie mooi luister vanoggend. Hy sê vanoggend vir jou, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Amen. Ek het jou by jou naam geroep. Wil jy? Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy behoort aan my. Ons behoort nie vanoggend aan onsself nie, ons behoort aan hom. Hy het ons gemaak, hy is ons maker, hy is ons skepper, hy is ons formeerder, hy is die een wat sy asem in jou neus geblaas het, en so het jy jou lewende siel geword. Sefanja 3 vers 17 sê hy vanoggend vir ons, en ek wil dit graag vir julle lees. Sefanja 3 vers 17. So maak ek. Hy sê die Here jou God is by jou, 'n help wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy suig in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Met ander woorde, hy sê vanoggend vir my en jou, hy sê ek is by jou. Ek is die krygsman wat jou red. Ek is vol vreugde oor jou. Amen. Hy sê dan, hy sê ek juig oor jou. Wat so? Jesus juig oor my. Jesus juig oor jou. Hy is bly oor jou. Hy sê ek is stil tevrede in my liefde. Ek jubel en juig oor jou. Amen. Hy sê die planne wat ek vir jou het is gedagtes van vrede en nie onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy sal opgaan en jy sal nie afgaan in hierdie jaar nie. Jy sal vorentoe gaan en jy sal nie agtertoe gaan nie. Amen. Amen. Hy sê jy sal die kop wees en nie die ster nie. Jou ingang en jou uitgang sal hy afseël met sy bloed. Jy sal nooit 'n tekort hê nie, maar genoeg om uit te gee. Amen. Vat dit geloof vanoggend. Psalm 91 sê, hy sê jy is onder sy beskerming. Amen. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste skuil, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En soos hy hen haar kykens onder haar vlerke toemaak en beskerm, so maak Jesus ons toe vanoggend en hy beskerm ons. Hy behoed ons en hy bewaar ons. Hy sê al val daar 1000 aan jou linkerhand en 10.000 aan jou sy. Hy sê berel na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy die vergelding aanskou. En ons sê hy met goedheid en guns, Psalm 23:6 sal jou volg al die dae van jou lewe en jy sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Gaan daar storms in 2025 wees? Beslis. Amen. Nergens in God se woord het hy vir ons gesê dat dit gaan nie altyd goed gaan nie, maar hy gee vir ons 'n belofte. Hy sê dat ek is saam met julle. Amen. Deur daardie storm. Nou Matteus 28 vers 19 sê vir ons, hy sê vir ons daardie woorde, hy sê ek is saam met jou tot aan die volleinde. Ek is saam met jou. Amen. Dis 'n belofte wat hy vir ons in sy woord gee, en maak daardie belofte vanoggend jou eie. Jy nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ons moet vanoggend weet dat hy is bo ons, hy is agter ons, hy is aan ons linkerkant, hy is aan ons regterkant, hy is aan ons onderkant en hy is binne in ons deur sy soete Heilige Gees. Lewe hy vanoggend binne my en binne jou. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Amen. Jy sien ek wil vanoggend hê, jy moet mooi luister, jy moet vanoggend een besef, ons moet nie meer ons oor uitleen vir die leuns van die vyand nie. Amen. Want die Here het vanoggend vir ons sê, vir ons duidelik, hy sê, die gedagtes wat ek kan gaan deur die koester. Amen. Vrede en nie onheil nie. Die wyse en die dwaase man, wat het die dwaase man gedoen? Die dwaase man het gegaan en het sy huis op die sand gebou. En daar het pragtige huis het daar gestaan en die storms het gekom en die wind het gewaai en die reën het geval en daardie huis het geval en sê die woord van God en sy val was groot. Maar wat kom doen die wyse man? Amen. En dis wat die Here wil hê ek en jy moet doen vanoggend. Ons moet ons huis op daardie vaste fondasie, op daardie rots Jesus Christus bou. Want die wyse man het sy huis op
op daardie vaste rots, daardie fondasie kom bou, en die waters het gekom en die reën het geval. Met ander woorde, die storms gaan nog steeds kom, maar sy huis het nie geval nie. Amen. Sy huis het nie geval nie. Vriend, hoe lyk ons fondasie vanoggend? Is ons huis gebou op daardie vaste rots Jesus Christus? Amen. Die dief het gekom om te steel en te verwoes en te slag en te moord, maar Jesus het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Amen. Is die wêreld ons fundament vanoggend? Of is Jesus ons fundament vanoggend? Hy sê, want 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Ons kan nie God en Mammon dien, ons sien presies wat gebeur in Hollywood, wanneer mense Mammon dien. Amen. En wanneer hulle God belaster. Wil vir my blaai na Jesaja 43. Hy sê, maar nou so sê die Here. Ek wil jy met jou naam sit vanoggend daar. Die Here praat vanoggend met jou en hy praat met my vanoggend. Hy sê, maar nou so sê die Here. Sien nou jou skepper, o Jakob en jou formeerder, Leon, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Amen. Jy is syne vanoggend. Ek en jy behoort aan God, ons behoort nie aan onsself vanoggend. Hy sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Is dit so? Amen, as jy deur die water gaan, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek. En dan sê hy vanoggend, hy sê vir jou, omdat jy koslik is in my oë. Maar wat sê die Here vanoggend vir jou? Hy sê, omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is, hy ag jou hoog vanoggend. En ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Hy sê, wees nie bevrees nie. Amen, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en in die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Bring my die volke wat blind is en tog oë het en die dowes wat oor het. En daarmee wil ek ook saam vir ons lees Psalm 121. As jy of net so te kan blaai. Psalm 121. 'n baie bekende gedeelte en die opskrif daar is op pad. Amen. Is ek en jy nog op pad vanoggend? Amen. Of ons op die pad luister geraak? Is ons nog op pad? Is ons oë nog gefestig op Jesus Christus? 'n Bedevaartslied, hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Hy sê, kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit nie. Amen? Hy slymer of hy slaap nooit nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee in jou regterhand. Die son sal jou nie bedag steek nie, en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jy sien, die versekering word net weer opnuut aan Israel en ook aan my en jou gegee, dat ons aan God behoort. Ons glo vanoggend dat die aarde en die volheid daarvan behoort aan hom. Hy het alles geskape, hy het 'n woord gespreek en dit was so.
Hy het 'n woord gespreek en daar was bome. Hy het 'n woord gespreek en daar was visse. Hy het 'n woord gespreek en daar was al hierdie dinge wat ek en jy kan sien. Maar die oomblik toe dit kom by my en jou, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, het hy ons met sy eie hande kom vorm, uit die stof van hierdie aarde, en hy het in ons neus kom blaas, sy lewe, sy asem in ons neus kom blaas. Sy die versekering word nie weer Israel, aan my en jou gegee, dat ons aan God behoort. Dat ons nie nodig het om bang te wees vir hierdie jaar 2025 nie, omdat hy alreeds op die einde van hierdie jaar vir my en vir jou wag. Amen. As 'n liedjie wat sê, he's got the whole world in his hand. He's got you and me, brother, in his hand. He's got a tiny little baby in his hand. En hy gaan ons nooit, hy sê dat niemand sal jou uit my hand ruk nie. Hy sê vir elkeen van ons, dat hy ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar 'n gees van liefde, van selfbeheersing en van krag. Die God wat jou geskep het, is ook die God wat nou by my en jou op hierdie oomblik stil staan. Amen. Ons ken almal daardie liedjie, die liefde van Jesus is wonderbaar. Hy sê, wonderbaar, wonderbaar. Hy sê, die mense verander, maar Jesus nooit. God kan nie verander nie. Hy is gister, vandag en tot aan alle ewigheid is hy dieselfde. Dit is dieselfde God wat die Israeliete deur die woestyn gelei het. Dis die God wat vir my en vir jou vanoggend onderskraap en vasdruk teen sy boesem. God het jou en my by die naam geroep en nie net geroep nie, maar hy het my en jou kom uitverkies. Hy het ons uitverkies om sy kinders te wees. Toe Jesus op die houtkruis gehang het, was jou naam en my naam op sy handpalms gegraveer. Amen. God herhaal die feit dat ons nie bang moet wees nie, en God sal jou vrymaak. As God jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Amen. As God jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Ek dink jy kan getuig daarvan, Frits. As God jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Amen. Hanania, Misael en Azaria. Ons praat hier van Sadrag, Mesach en Abednego. Wat het hulle gedoen? Hulle het geweier om voor 'n goue beeld wat koning Nebukadneser gemaak het, en het gesê elke keer as daar musiek speel, dan moet julle voor hierdie beeld moet julle buig en hom aanbid. En hulle het net gestaan op die feit dat hulle net een God ken, die God van Abraham, van Isak en Jakob, en dit is die enigste God waarvoor hulle buig. Amen. Ek en jy buig nie voor hierdie wêreld nie. Ons buig nie voor die goue beelde van hierdie wêreld nie. Ons buig net voor koning Jesus. Amen. En hulle net geweier om voor die beeld te buig wat koning Nebukadneser laat maak het. Hy sê, ek gee julle drie nog een kans. Wanneer julle die musiekinstrumente hoor speel, moet julle voor dit buig en dit aanbid, anders sal julle in die vuuroond gegooi word. En hoor wat antwoord hulle. Die God wat ons aanbid, sal ons uit hierdie vuur red. Amen. Die God wat ek en jy aanbid, sal jou uit hierdie vuur, uit hierdie probleemsituasie waarin jy bevind, sal hy jou red. Hy sal ons uit u mag, koning Nebukadneser, hy sal ons uit u mag, sal hy ons bevry. Al red hy ons ook nie, sal ons nooit voor die afgodsbeelde buig en hulle aanbid. Amen. Sien julle geloof? Wat het daar die drie jong manne gehad? Hulle het geloof gehad. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ek en jy nie kan sien nie. Hierdie koning word so kwaad, Nebukadneser word so kwaad, en
En hy sê vir sy man, hy sê dat daar die 4-7 keer warmer gemaak word as wat hy normaalweg is en bind hulle vas met toue en gooi hulle binne in hierdie vuur in, dat hulle kan verbrand, want hulle wil nie voor die beeld wat ek gemaak het, buig. En hy het hulle dat vasbind en hulle in die oond laat gooi. En dan sê die woord vir ons dat daar die oond was so warm gewees dat daar die manne wat hulle ingegooi, daar die soldate wat hulle in daar die oond ingegooi het doodgebrand, toe hulle net naby daar die vuur gekom het. En dan kom die koning en hy sê, ek sien dan 4 manne wat in die oond rondloop, en hulle is nie vastgebind nie, en hulle bekeer niks nie. Hy sê, maar ons het dan 3 manne daarin gegooi, hoe kan daar 4 wees? Hy sê, die 4 een lyk soos die van 'n Godseun. Jy sien, hy was heeltemal reg, want dit was die Seun van God wat saam met hulle in daardie vuur was. Wat sê God vanoggend vir ons? Hy sê, ek gaan nie begeer, ek gaan nie verlaat nie. As jy daardie vuur is jy alleen nie, maar ek is saam met jou. As jy deur daardie probleemsituasie moet gaan, as jy deur daardie siekte moet gaan, ek is saam met jou. Ek gaan jou nooit begewe, ek gaan jou nooit verlaat nie. Hy sê, ek maak daardie toue los vanoggend. Die wêreld gooi jou daardie vuur oor. Hy sê, hulle bind jou en hulle gooi jou daardie vuur oor. Hy sê, ek kom vanoggend en ek maak daardie toue los. En ek is saam met jou in daardie vuur. Hy sê, al gaan jy deur vuur, dit sal jou nie skree nie. Matteus 28:20, ek is saam met jou. Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Sien Nebukadneser roep hulle toe uit die vuuroond. Hy sê, kom in die vuuroond, kom julle maar in die vuuroond. Hy sê, spreek hulle aan as knegte van die allerhoogste God. Jy sien, wanneer die wêreld na my en jou kyk, moet ons sien as knegte, as kinders van God, as bloedgewaste kinders van die allerhoogste God, Jesus Christus. En jy moet sien, daar is iets anders in ons. Wat het koning Nebukadneser gesien? Hy het gesien, daar is iets anders in hierdie 3 jong manne, in Sadrak, Mesach en Abednego, as wat daar in hulle is. Jy sien, en dit wil die mense begeerte gee om te sê dat, I want what you have. What can I offer you? Wat kan ek vir jou gee? I can offer you Jesus. Wat het die dief langs Jesus op die kruis gehad? Of wat op die kruis gehang het gehad? En ek wil gou vir julle lees, my neef het vir my hierdie gestuur, en dit is my so mooi, ek wil gou vir julle lees, hy sê, how does the thief on the cross fit into your theology? Hy sê, no keeper of the Sabbath, or the law, no baptism, no communion, no confirmation, no speaking in tongues, no mission trip, no volunteerism, no financial gifts, or tithe, and no church, close or membership. You couldn't even bend his knee to pray, want hy was vastgeslaan op daardie houtkruis. He didn't say the sinner's prayer, and among other things, he was a thief. Jesus didn't take away his pain, heal his body, or smite his scoffers. Yes, he was a thief who walked in paradise at the same hour as Jesus, simply by believing. Amen. Kan ons glo vanoggend, kan ons God op sy woord vat vanoggend en sê, Here, hierdie jaar gaan my 'n vreugdevolle, 'n goeie jaar wees, Here. Kan ons hier op sy woord vat vanoggend wat hy vir ons sê, dat my wonde sal vir jou genees, ek gaan jou genees, hou net vas, jou uur kom, jou tyd sal aanbreek. Geloof, is al wat daardie man gehad het. Is al wat daardie man gehad het, daardie soldaat wat die spies in Jesus se sy gesteek het. Die oomblik toe Jesus gesterf het, wat het hy gesê? Hy sê, hy was waarlik die Seun van God. Wat het daar gebeur? Daardie man het tot bekering gekom, hy het tot inkeer gekom, en hy besef dat Jesus is God. Handelinge 16:31, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, Beryl, jy is
myne. Jesaja 43:1, maar nou so sê die Here, jou skepper o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hoor hoe mooi sê die Bybel in praktyk dit, hy sê, luister, met ander woorde luister, en dan is daar komma, met ander woorde, raak stil voor God. Luister. Luister net bietjie, raak net bietjie stil, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob. Ek sit jou naam daar. Hy sê, so sê die Here, Elsie, moenie bang wees. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Luister, raak net bietjie stil voor God. En luister net. Soos op baie kere in ons lewe maak jy verkeerde besluite. Ek het baie verkeerde besluite in my lewe geneem in 2024. Jy sê, maar ek kan niks daaraan doen nie, behalwe dit teenoor God te bely en te sê, Here, vergewe my, want 1 Johannes 1:9 sê dat as ons sondes bely, is getrou en regverdig. En dan sê Paulus, hy sê, ek vergeet die dinge wat agter my is, ek kan niks daaraan doen, behalwe dit te bely nie. En nou, wat doen ek nou? Nou strek ons uit na dit wat voor lê. Amen? Dit wat voor lê. Want ons luister, Here, open ons geestelike ore. Open ons geestelike ore, dat ons sal luister en sal sien, Here, wat U van ons verwag. Jy sien, dat die Israeliete 11 dae gevat het om die beloofde land in te gaan. Net 11 dae. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, moes hulle 40 jaar in die woestyn spandeer. Amen? Groot verskil tussen 11 dae en 40 jaar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God. Hoekom 40 jaar? Omdat hulle nie geluister het. Sien, God het 'n toelaatbare wil en hy het 'n perfekte wil en ek en jy moet in sy perfekte wil bly. My ma het altyd vir my gesê, is hierdie blompotte. Ek kan onthou ek sit vir die skool verkoor en sê is hierdie blompotte. En dis miskien ook om 'n oor bietjie groter as die ander, maar my ma het hom altyd getrek in die hakkel. Is hierdie blompotte, ek dink sy gedoen het aan die se kinders. Dis nie blompotte nie, dis oor ons moet luister. Het God die volk verstoot omdat hulle nie geluister het nie? Hy het hulle nie verstoot nie, hy was nog steeds saam met hulle. Jy sien, bedags was hy vir hulle 'n wolkkolom, snags was hy vir hulle 'n vuurkolom. Hy kloof die see oop en hulle kan op droog grond, kan hulle aan die ander kant kan hulle uittrek, en toe hulle aan die ander kant uittrek, toe kan hulle sing soos Dawid voor die ark geloop en sing het. My God is die God van Abraham, van Isak en van Jakob. En ek prys hom, ek loof hom, ek dans voor hom. Hoekom? Want hy het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan hom. So die boodskap wat ek vanoggend by jou wil los, jy moet weet vanoggend, in hierdie jaar 2025, die Here het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan hom. En ons gaan nie ons knie voor hierdie wêreld buig nie. As ons knie voor die wêreld gebuig het in 2024, dit is verby. Dit is agter ons, ek strek my nou uit na dit wat voor lê. Jesus het my by my naam geroep, en ek behoort aan hom. Ek gaan vra die musikante so lang gaan vorentoe kom. Ek het 'n baie goeie vriend met die naam van Shaw, ons almal sal hom ken. Leon, hulle ken hom ook, 'n baie goeie vriend van ons almal wat saam ons in die verkeer gewerk het, wat genees is van AIDS. En Shaw bel my laas jaar, ek sit in my bakkie en ek voel bietjie te neergedruk en ek voel nie lekker nie en ek voel net dat hierdie wêreld druk op 'n mens en Shaw bel my in die bloute uit en hy sê vir my, Leon, hy sê, vir jou iets sê, hy sê die Here het op my hart gelê om dit met jou te deel. Hy sê die Here sê vir hom dat die Satan, die vyand het na God toe gegaan en het my gaan aankla by die Here, het my gaan aankla by Jesus om te sê dat kyk wat doen ek, kyk wat doen hy, kyk die verkeerde dinge wat hy doen, kyk die verkeerde dinge wat hy sê, want die vyand is ons toch die aanklaar, nee. Amen. Maar ons het 'n advokaat en sy naam is Jesus. Amen. Sy naam is Jesus. En hy sê vir my, die Here het toe vir hom gesê dat hy vir my moet sê dat hy is tevrede met my, hy is tevrede met my, hy is gelukkig met my, ek moet aangaan en doen wat ek moet doen.
Amen. En ek huil voor die Here en ek besef net dat hy my by my naam geroep het. En ek aan hom behoort. Gaan die vyand ons aankla? Absoluut. Ek gaan ons aankla. Wat het hy met Job gedoen? Hy het Job gaan aankla. Maar groter hy binne in my as hy in die wêreld. Wie sit vanoggend hier? Jy hoef jy hand op te steek nie. Wie sit vanoggend hier en jy is onseker oor hierdie jaar? Wie sit vanoggend hier en jy is onseker oor jou toekoms? Wie sit vanoggend hier met 'n groot besluit in hierdie jaar in sy lewe neem? Maar wat ek vanoggend vir jou sê, hy het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan hom. Amen. Kom staan op dit ons gesang. Jy gaan net daar waar jy is, kan jy volgende jaar uitreik. Die Here ken jou hartsbegeerte vanoggend, die Here ken jou probleme. Ons kan vir hom niks wegsteek nie, hy weet van elke haar wat van ons hoof afval. As jy vanoggend begeer, Here, genees my in hierdie jaar, nie net fisies nie, maar ook geestelik, Here, dan bely jy vanoggend voor die Here en sê, Here, dis wat ek nodig het, Here. Here, ek het 'n groot besluit, Here, ek het kinders wat nie dien nie. Hy het hulle ook by hulle naam geroep en hulle behoort aan hom. Ons sluit die oë, Here, ons eer U vanoggend. Ons loof en ons prys U, Jesus, vir U goedheid, Here, U guns en U genade. Dankie, Here, vir U kosbare liefde, Here. Johannes 3 vers 16 sê U woord, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, dat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe, Here. Baie dankie dat ons vanoggend weet, Here Jesus, groter is U binne ons, as hy die wêreld. Die woord sê, onderwerp julle aan my, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Hoekom my God? Want ek behoort aan die koning van die konings, Jesus Christus. U het my by my naam geroep, en daarom behoort ek aan U. U ken elke hart vanoggend, U ken elke versoek vanoggend, Here. U hoor, U sien elke traan wat val vanoggend, Here Jesus. Want ons kan vir U niks wegsteek nie. U is ons maker, Here. U is ons vermeerder en ons skepper, Jesus. En ek bid vanoggend in Jesus naam, dat U nou sal voorsien en sal onderneem, Here, soos net U kan, Here. Ons weet wat by die mens onmoontlik is by God, is by U moontlik, Here. Dat elke tree wat ons in hierdie jaar sal gee, 'n tree in oorwinning sal wees, Here. Dat U ons sal vat van hoogte na hoogte, ons sal maak die kop en nie die sterk, Here. Ons ingang en ons uitgang, Here, sal afseël met die bloed van Jesus, Here. Dat ons oor van hierdie wêreld, van hierdie goue beelde, van hierdie wêreld sal afval en ons oop U gefestig sal hou, Here Jesus. Want U het ons uitverkies, Here, en U het ons geroep, Here, om siele vir U in te win, vir die koninkryk van Jesus Christus, Here. Daarom vra ek nou, Here, in hierdie jaar, Here, salf ons lippe, salf ons tonge met 'n koolvuur van die altaar, Jesus, sodat ons tydig en ontydig, Here, U woord sal verkondig aan 'n verlore gaande wêreld, Here. Dat ons hier vir U siele sal inwin, Here Jesus. Ons is net die instrumente, Here. U is die pottebakker, ons is die klei, Here. Vorm ons, Here, soos U ons wil hê, Here. En Here Jesus, U sê vir ons in die woord, soos ek met Moses was, so is ek met julle vanoggend. Ek gaan julle nooit begewe en ek gaan julle nooit verlaat nie. Dankie, Here, vir U soete Heilige Gees, die Ruach Kadesh, die Parakletos, Here, wat U vir ons agtergelaat het, Here, en wat binne ons woon vanoggend. En dankie dat U binne ons woon vanoggend, Here Jesus. En dankie dat ons weet vanoggend, Here, U is bo ons, Here, U is onder ons, Here, U is aan ons kant, Here, U is agter en voor ons, en U is binne in ons vanoggend, Jesus. En daarom, Here, kan ons vanoggend, Here, kan ons saam met Paulus uitroep, Here, vir ons is die lewe Christus, en ons sou sterwe, bly nog steeds ons liefling van ons hart, en ons eer U daarvoor, Jesus. Ons loof en ons prys U daarvoor. En die volk van die Here sê, Amen. Kom ons staan net so, Atie, gaan die vir ons weer daai liedjie doen, hy sê die liedjie doen, wil die ander liedjie doen. Dit gaan op die bord wees, kom ons sing saam. Kom ons doen asseblief hier daai liedjie doen. In plaas vanoggend jou voete op daardie water, klim uit daardie skyp van jou probleme vanoggend, klim uit daai skyp van bekommernis. Klim uit daai skyp uit vanoggend en die Here nooi vanoggend, hy sê, sit jou voete op hierdie water.
Sê maar kyk, ek het alles nuut gemaak.